Baie welkom by nog 'n uitsending van Wyngaard Weekliks op Litnet se YouTube kanaal. Ek is Hendrik Wyngaard en my gas hierdie keer is professor Johan Kirsten. Hy's 'n professor in landbouekonomie en dan ook die direkteur van die Buro vir Ekonomiese Ondersoek aan die Universiteit Stellenbosch. Prof, baie welkom. Baie dankie. Die naweek se rapport het vir ons 'n artikel beloof met die opskrif Opportunistiese boeregroepe en dom politici is 'n resep vir 'n ramp. En dan sê dit vir die lesers dat jy waarsku as Suid-Afrika nie sy inentingsprosesse teen bek en closure streng beheer nie, sal ons uitgeworpene in die internasionale landbougemeenskap bly. Wat het jou genoop om hierdie artikel te skryf? Ja, eers is dit rapport natuurlik die kop van die artikel bietjie verkeerd geïnterpreteer deur te sê, want dom was nie eintlik die woord wat na vore gekom het nie. Dit was meer misleidend of oningelig. En dis nie noodwendig dom nie. So ek dink ons moet net daai kwalifikasie maak. So die sensasie aan die kop strook nie heeltemal met die inhoud van die artikel nie. Maar die artikel kom maar uit 'n problematiek wat ek sien gebeur het, soos ons hierdie bekgevegte in die landboukringe gesien gebeur het, en ook hoe 'n minister een van die slagoffers was en 'n nuwe minister aan boord gekom het, en dadelik die ouens wat die sake teen die departement gemaak het, probeer oplos het deur 'n skikking. En toe ek die skikking lees, die skikking buite die hof, het ek agtergekom, maar die skikking sê eintlik maar basies net wat in die wet staan. So hoekom het ons nou al hierdie groot, soos in Engels sê, die grandstanding nodig gehad om tot 'n punt te kom waar ons almal nou eweslik die wet verstaan. Want dit gaan hier oor die beginsel of die staat privaat toediening van die enstof kan toelaat, en of privaat invoere toegelaat kan word, want die groot bekommernis was dat die staat die monopolie het oor die invoer van die enstof, en dus met onnodig wins gaan maak, of die ding te duur gaan maak en te swak gaan bestuur, en dit op die einde gaan lei dat ons nie die enstof en die diere kan kry nie, want die departement en die minister het aan begin van hierdie jaar, einde laas jaar, besluit dat inenting is die enigste manier hoe ons hierdie krisis gaan oplos. So die problematiek is dus gekoppel aan daardie twee aspekte, maar die wet is baie spesifiek. Ons praat nou van die wet op dieregesondheid van 1984, is baie spesifiek oor die rol van die staat in die konteks van ons internasionale Engels is die woord makliker, commitment aan die wêreld verbintenis of verbintenis aan die internasionale wêreld gesondheidsorganisasie, dieregesondheidsorganisasie, wat sekere voorskrifte het as jy sekere status in die wêreld wil beklee, en maar nie die status, veral in die konteks van back and closure, is baie belangrik om te kan handel dryf na ons sterk handelsvennote. So die status is dus 'n kritiese dimensie, en die status word gewaarborg deur die manier hoe die staat kan waarborg lewer oor die inentingsprosesse, die rapporteringsprosesse, die dokumentasie, die rekordhouding en alles. So dit is die agtergrond van wat dit plaasvind, in die wet maak voorsiening vir daardie proses as sulks. So dis so 'n hele klompie van dimensies wat aan ter sprake is. So dit is die saak teen die departement, maar die departement ook gekoppel aan die wêreldgesondheidsorganisasie, en dan ook baie belangrik is dat daar ook in die departement van landbou ook maar probleme is om sake met spoed te hanteer, so gewone ondoeltreffendhede. Prof, ek sien jy beduie met jou hande, maar dan is jy hier voor jou gesig. Ons wil graag jou gesig sien, omdat dit 'n video onderhoud is. Jy het nou kan ek maar sê 'n vriendelike regstelling gemaak oor die opskrif by die rapportartikel, en ons is natuurlik nog nie hier om rapporte te kritiseer daarvoor nie, maar mense tog gewonder toe mense dit lees, of jy op 'n manier 'n politieke stelling wou maak.
Nee, ek waarsku maar net eintlik die politici teen vinnige besluite sonder om die prosesse en ook die wette en die reëls en regulasies behoorlik te verstaan. En Goed, ek so wat dink het jou geprikkel? Wat het vir jou gesê, Johan, jy moet nou die artikel skryf? o nee, dit kom eintlik al 'n lang saak want ek was betrokke by die taakspan wat Toko Didisa destyds aangestel het om die hele problematiek in ons veeartsenykundige wêreld aan te spreek. En daar het ons 'n hele reeks van aanbevelings gemaak en ek en Gideon Broekner was maar hoofsaaklik verantwoordelik vir die skryf van die verslag. En ook mense moet ook onthou ek is 'n landbouekonoom, so en ek kyk na landboustelsels, landboupolitiek en landbouinstansies. En hierdie tipe van aspekte is natuurlik vir my van belang. Mens moet nou hierdie ook verstaan as 'n tegniese dimensie en dit veroorsaak op die einde politieke implikasies en regulasies implikasies. So dit kom al lank pad en ons het sekere aanbevelings in daai taakspan gemaak wat nooit geïmplementeer is en ek het gehoop dat John Steenhuisen ook dit sou implementeer, maar weer eens is dit nie gedoen nie en ook net om die argument bietjie verder uit te rafel want dit is nogal kompleks. Reeds in 2002 is daar 'n wet deur die parlement gevoer om die hele veeartsenykundige bestel te hervorm sodat daar meer afhandelingsbevoegdheid op laer vlakke is met streng reëls binne die Direktoraat Veeartsenydienste. Die wet is deur die parlement gevoer, onderteken deur Thabo Mbeki, nooit geïmplementeer nie. Tot vandag toe nog nie. En as ons vandag daai wet gehad het, sou ons nooit hierdie probleme gehad het dat ons nie wil hê nie. So ons het daai aanbeveling gemaak dat die wet geaktiveer moet word, het geprogrammeer moet word sodat op die boeke is. En dit het dan ook gelei tot al die probleme wat ons hier na toe kom. So ek het ook van die kant af, Heinrich, gesien dat hier allerlei goed gebeur en almal posisies inneem op 'n oningeligte basis en nie kennis dra van die dinamika en die proses wat goeie veeartsenykundige bestuur sal bewerkstellig nie. En daarom het ek maar gedink dis miskien noodsaaklik dat ek net weer perspektief op die saak plaas. Deel van daai perspektief, prof, sou dit insluit 'n reaksie op die 3 partye wat die minister hof toegeneem het, naamlik SAI, Sakeliga en Vrystaat Landbou. Is hulle die sogenaamde opportunistiese boeregroepe na wie jy verwys? By implikasies seker. En ook die vraag is, hoekom is Suid-Afrika se landbou so gefragmenteerd? En hoekom het ons partye buite die landbou ook betrokke? Wat gaan hier aan? En as jy met die mense praat wat in die strukture van landbou is, dan kom jy agter hulle het heeltemal 'n ander siening oor die saak, so daar's konflik in die siening van die saak en ook konflik in terme van hoe mense die saak benader. En daar is verskeie goed daarachter. Ek vind dit die feit dat Vrystaat Landbou is deel van Agri SA, hoekom split hulle en dit 'n ander mening as Agri SA en Agri SA en hulle affiliasies van die RPO en die RMIS was almal betrokke by die komitee. Hoekom het hulle standpunt ingeneem teen die hoofstroom van landbou? En dan die Sakeliga wat nie en noodwendig landbou is nie ook betrokke. So ek dink dit is ek weet nie of mens regtig kan sê opportunisties, maar ek dink die feit dat dit so 'n bekgeveg geraak het is eintlik onnodig as 'n mens dink dat die uiteinde van die saak is maar in lyn met wat die wet in die reëls van die wet toelaat. Maar miskien moet 'n mens byvoeg, Heinrich, is dat wat hulle bewerkstellig het is eintlik om die Departement van Landbou te dwing om uit te voer wat hulle in hulle magte gehad het. En die punt wat ek in die artikel maak is dat hulle het die mag om artikel 9 reëls neer te lê waarbinne die privaat toediening van enstof bestuur kan word. En die direkteur het dit nooit gedoen nie en nooit die minister geadviseer
in 'n regte manier nie. En op 'n manier het die boodskap wat moontlik is en wat hy op die eind gedoen het, nie by mekaar uitgekom nie. So ek dink dit is waar die hofsaak eintlik die hele proses gedwing het. So dit is eintlik mens moet nou nie die blame volledig op die verskillende groeperings plaas nie, maar dit is 'n kombinasie van politieke verantwoording of politieke spel, groeperinge versus bureaukrate wat aspris is. Sal jy dan sê jou verwysing na grandstanding vroeër sluit sowel daai drukgroepe of belangegroepe in as die politikus wat vir hierdie portefeulje voorheen verantwoordelik was? Ja, in 'n mate is dit maar so, jy weet, en ook in 'n vroeëre stuk het ek ook gesê dat minister Steenhuisen se poging om dit man alleen op te los was ook 'n strategiese fout, jy weet, want dit is nie 'n man alleen proses nie, en om homself op die verhoor te verkondig as die persoon wat gaan lei, wat die proses gaan lei, was dalk 'n brawe stap en dit op die eind nie so goed uitgespeel nie. Dit het dalk nie nou meer soveel waarde nie, maar kom ek hoor, wat is Johan Kirsten se prestasiebeoordeling? Hoe klink dit van John Steenhuisen as minister van Landbou? Dat is 'n moeilike een. Ek dink hierdie punte wat ons nou so gemaak het, dit is bietjie van 'n wrang indruk op sy prestasie, omdat hy nie miskien moet hy so begin. Die probleem is dat 'n minister het baie min mag oor die bureaukrate. Ek dink dis baie wat min mense besef, want die DG en die ADG's, die direkteur-generaal en die adjunkt-generaal, is almal presidensiële en kabinetaanstellings. So jy as minister het nie beheer oor daai span, en daai span stel dan mense onder hulle aan. En baie van hulle is politiese aanstellings uit die regerende party in die verlede, weet, so uit die aard van die saak sit jy nou met vreemdelinge en mense op ander platforms, en dus is dit baie moeilik om die skuwe en dinge te doen wat jy dink is reg. So, ek dink wat my gepla het, kan mens maar eerlik wees, is dat die feit dat die minister was nie intens in die kantoor om daardie lot te bestuur nie, want ek dink dis een van die lesse, as jy 'n minister word, moet jy 24/7 op kantoor wees. En my observasie was dat hy baie op verhoor was, en baie gepraat het, en baie met elke moontlike boeregroepering verhoor gedeel het, en nie die mechanics van die departement eintlik verstaan het, en ook nie in skouers geskuur het met daardie amptenare wat eintlik krities is nie, want daai amptenare, veral in die direktoraat veeartsenydienste, het baie belangrike rol te speel in die uitvoering van die departement se pligte. So dit is waar my bekommernis was. Is dit 'n regverdige beoordeling as jy van ministers verwag om meer tyd op kantoor deur te bring, terwyl deel van hulle rol tog 'n, kan ek maar sê, 'n openbare bewusmakingsrol is? Praat met Trevor Emanuel, dan sal hy vir jou 'n ander storie sê. Goed, watse ander raad het jy vir Willie Oukamp as die nuwe minister, bykomend tot wat jy nou reeds genoem het? Nee, ek sou, voor ek met groeperinge gepraat het, sou ek met die mense wat belangrik is om die uitvoering van my pligte te bewerkstellig, sou ek met hulle 'n lang sessie gehad het. Nie, weet, nou gaan ons sulke dinge doen nie. Ons weet eers om te sê, praat met die ouens, verstaan hulle mentaliteit, verstaan wat hulle rede is vir hulle beweging, verstaan hoekom hulle sekere reëls wil geïnterpreteer het, en dan gebruik jy dit as jou basis vir vertrouensbou tussen die amptenary en jouself, en dan kan jy jou prosesse na buite deurgaan. So, dis hoekom ek sê, wees van 6 tot 6 op kantoor, bestudeer die reëls, bestudeer die wetgewing, werk by die amptenare, en kyk hoe jy die mechanika van die departement kan verstaan, want vir iemand wat van buite af inkom, is dit nie sommer net van dinge doen nie, jy weet, almal sal vir jou luister daar in 'n vergadering, en as hulle teruggaan na hulle kantore toe,
dan doen hulle maar wat volgens die wet aan hulle voorgeskryf word en wat by hulle magte is en wat hulle mee kan wegkom. Ja. Prof, neem ons gou saam op 'n, ek weet nou nie of dit ek of jy is wat vries nie. Nee, ek is nog hier. Kan jy my sien? Ja. OK. Nou maar dan gaan ons voort. Ek wil hê jy moet ons so kort as wat dit moontlik is terugneem op die pad na Onderste Poort en wat daar verkeerd geloop het. O ja, dit is 'n lang storie. Kyk, daar's nou twee aspekte van Onderste Poort. Daar's Onderste Poort biologiese produkte, die OBP, wat verantwoordelik is vir meeste van die enstof of al die enstofvervaardiging oor jare. En ons weet van die snaakse goed wat daar gebeur het in die hele verval van Onderste Poort. Maar by Onderste Poort is ook die kampus van Tikkies waar veeartse opgelei word en ook die Landbou Navorsingsraad se kampus vir veeartsenykundige navorsing, OVR. En deel van daardie kampus of deel van die Landbou Navorsingsraad se veeartsenykundige diens het hulle ook 'n vervaardigings dimensie gehad waar hulle back and close deur enstof vervaardig het tot en met 2004. So dit is waar die verskil tussen OBP en die Landbou Navorsingsraad inkom. En daardie vervaardigingsfasiliteit het in onbruik verval 2004 toe hulle mee aan die praktykvereistes van vervaardiging van enstowwe kon voldoen nie. Die opgradering moes plaasvind. Destyds was dit soos 300 miljoen wat dit sou kos om die opgradering te doen. Geen begroting is daarvoor bewillig nie, want dit was gesien as nee, wat ons gaan nooit nodig hê om al die diere in Suid-Afrika in te ons het goeie beheer op die grense, al die grense wat die rooi gebied van Suid-Afrika skei is in plek, daar's wagte. Meantime het al die grense het verdwyn, daar's nie hekke nie, daar's nie bestuursprosesse nie, al die diere, al die buffels loop heen en weer, so jy kry 'n besmetting. So hulle het gedink inenting is nie nodig nie. So proses is nooit opgegradeer nie. En nou eers hier in 2018 het hulle begroting gekry van Treasury om dit op te gradeer, maar dit was te min, want dit kos nou al 1.8 biljoen om daardie fasiliteit weer tot op sy regte basis te kom. So dis hoekom hulle net 12,000 enstowwe per week of per maand kon vervaardig, wat te min is vir die groot dimensie wat nodig is vir Suid-Afrika. So dis hoekom ons op invoer nou moet staat maak. En dit natuurlik is die kwessie van watter goed moet jy invoer en watter goed kan jy invoer en watter goed mag jy invoer, en dan is die reëls van die departement en ook SAPRA van toepassing, want jy moet aan al daai vereistes voldoen dat die goed getoets is en geverifieer is as reg vir die spesifieke strain van ons of 'n spesifieke stam van ons virus. En as deel van daai gesprek is daar toe nou hierdie aandrang op private inenting, wat jy in jou artikel sê, lank reeds voorsiening voor gemaak word, maar nie al die rolspelers verstaan die dinamika daarvan so lekker nie. Verduidelik vir ons kortliks? Ja, dis nie net die dinamika nie, maar ook die verantwoording doen, want jy moet 'n gemagtigde persoon is wat gewoonlik 'n staatsveearts is of 'n privaat veearts wat gemagtig is deur die staat om kontrole te neem van die privaat inentingsproses, sodat daar rekordhouding kan wees en verslagdoening, want die verslagdoening is krities vir die voldoening aan die wêreld dieregesondheidsorganisasie se vereistes. So dis waar die pap op die grond val, want die staat kan nie alles doen nie, soos die ouens ook geargumenteer het in hulle hofstukke. En daarom is daar 'n spesifieke rol van privaat veeartse. So dis eintlik maar net die verslagdoening en die beheer wat die dimensie is wat dit nogal moeilik maak om beheer te neem oor die privaat inenting oor die land. En natuurlik die koste van die enstof natuurlik ook. Prof, hoe verduidelik jy vir 'n eerste jaartjie die rol van die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid? As ons wil handel dryf met mekaar, moet ons waarborg dat daar geen siektes aan ons diere is nie en dat ons kan produkte van die diere kan verhandel tussen mekaar.
En as ons as organisasie nie seker is dat jy jou dinge reg doen nie, gaan ons jou uit die klaskamer uitsit en jy gaan nie kan deelneem aan die klas nie. En as deel van daai begrip van wat die rol van die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid, is daar 'n ander instelling, die Suid-Afrikaanse Reguleringsowerheid vir Gesondheidsprodukte, wie se rol wat is? Om die enstof wat toegedien word goed te keur. En dit moet getoets wees en geverifieer wees in terme van plaaslike omstandighede en die spesifieke virus dat dit gepas is. So dit moet voldoen aan enige medisyne voorskrifte. En nou dat minister Willie Oukamp 'n skikkingsooreenkoms gesluit het met die rolspelers wat die departement hof toegeneem het, SAI, Vrystaat Landbou en Sake Liga, lyk dit daar's mense wat sê ready to go, kom ons gaan haal daai 80% inenting. Ja, in beginsel is dit reg, maar die praktyk gaan ons nogal ander goed teekom. So die belangrikste is dat dit georden moet wees. Dit kan gebeur, maar as dit nie georden is nie, gaan ons groot probleme optel en dan kan 'n mens dalk mense kry wat enstof toedien wat so goed is soos water. Waar staan ons nou persentasiegewys met die inentingssyfer en hoe gou reken jy gaan ons georden genoeg wees om by 80% uit te kom? Eintlik dis min mense kan daai vraag antwoord. Ek is nie seker van die getalle. Mense het al gepraat van 'n paar miljoen beeste is ingeënt of 'n paar miljoen inentings is toegedien, want die goed moet nou dubbel gedoen word want dit is nie so effektief soos ons plaaslike enstof nie, want ons plaaslike enstof is net een toediening. Die ingevoerde goed moet 2 keer toegedien word. Dis 'n dubbel herhaling. So ek is nie seker presies wat die getalle is nie. So kan nou nie vir jou daarop baie spesifiek een antwoord nie. 'n Laaste vraag, kan jy vir my en die kykers van hierdie potgooi sê wat na Bek inkluseer is Suid-Afrika se volgende biosekuriteitskrisis? Nee, hy sal aan die kom. Die eerste een is reeds met ons en daar's toenemende gevalle van varkpes wat nou al reeds plaasgevind het. En die wêreld word geaffekteer deur verskynsels van voëlgriep oor nogal 'n groot dele en dit mag dalk by ons ook weer kom. En dan is baie boere in die skaapwêreld bekommerd na al die goeie reën en dalk as ons weer goeie reën in die somer kry, maar gelukkig kan die El Niño ons uithelp daar, maar sal slengdalkoors 'n verdere probleem wees, want daar's ook nie geen enstof vir slengdalkoors nie. So dis die goed wat vir ons wag. En die interessante dinamika van ons veearts en kundige bestel is dat daar geen kompensasie aan boere betaal word as hulle diere moet doodmaak nie. Want gewoonlik is as jy 'n pes het, veral in die varke en die voëlbedryf, moet jy almal doodmaak, al is hulle nie besmet noodwendig nie, en dan gee die staat vir jou 0 kompensasie. So jy kan net dink wat 'n geweldige finansiële verlies dit is vir enige boer of enige organisasie wat in daai bedryf is, en dis net die groot ouens wat dit kan bekostig, wat daai finansiële vermoë het om dit te kan dra. Prof, ek het gesê dit was die laaste vraag, maar jy maak ook in jou artikel 'n verwysing na bestaansboere wat soort van uit die groter prentjie weggelaat word. Ek bevind myself hier op Caledon tans en ons is skaapwêreld soos jy weet, maar ons het ook hier klein boere wat byvoorbeeld varke aanhou. Is daar boodskap vir daai ouens wat nie altyd aangedink word nie? Ja, ek dink en vrouens, jammer. Ja, ek dink dit is nie noodwendig 'n boodskap nie, maar dit is ook 'n illustrasie van ons problematiek is dat baie van hierdie kleiner boere wat met klein groepe diere boer is in ons semi-stedelike gebiede, jy weet ons soos hulle in Engels sê peri-urban gebiede waar jy baie moeilik kan uitkom en baie moeilik jou staatsveearts of jou munisipaliteit se veearts kan stuur om beheer te neem.
So dit veroorsaak dat jy nie eintlik 'n idee het van wat werklik daar aangaan nie en daar gewoonlik kom baie van die verspreiding van siektes via daai proses voor omdat daar geen kontrole is nie in die voedings en ander dimensies is natuurlik nie altyd op 100% nie. So ek dink dit is waar jou verspreiding en jou probleem van bestuur baie moeilik is. En dit op die ouend gaan dit ook vir die bedryf noodwendig seer wees en vir hulle ook, jy weet, want as hulle moet diere doodmaak, jy weet, wat is hulle toekoms dan? Jy weet, so vir kleiner groepering boere is dit baie belangrik. En veral in ons kommunale gebiede is natuurlik groot beesboere, maar natuurlik is hulle ook nie in 'n posisie om inentings te bekostig en dis waar privaat inenting dalk ook 'n probleem vir hulle kan wees. Prof, baie dankie vir jou tyd, professor Johan Kirsten van die Universiteit Stellenbosch. Baie dankie. Alles van die beste.